Goed. So, hallo. Ons begin vanaand met die tema van integriteit. True virtue. En wat vir my so spesiaal is van hierdie is dat integriteit een van die dinge is in die wêreld wat deesdae half jy's half geskok as iemand actually met integriteit dinge doen. Daar's 'n artikel wat gaan oor 'n ou wat 'n verskriklike hoeveelheid geld opgetel het in 'n beursie. Maar soos ek bedoel duisende rande. En hierdie ou het met integriteit opgetree en hy het die beursie teruggevat na die persoon wat die eienaar was van hierdie beursie. En wat so amazing is dat op hierdie artikel, dis nou op online, jy kan ons comments doen daar so. Op hierdie artikel is daar comments, hordes comments van, ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo dat hierdie ou die geld teruggevat het nie. Soos hierdie is so amazing, soos waar kry mense dit? Of daar's daar partykeer mense wat sê, nee man, jy moet dit gehou vir jouself. Nee? Wie van ons sou dit comment? Nee man, dit is nou jou geluk. Jy kan dit maar hou. Nee. So ons raak so verboureerd amper as ons sien iemand tree op integriteit. Maar ek meen dis ook nie snaaks eintlik nie, want ons sien dag na dag, keer op keer op sosiale media, nog 'n politikus wat geval het, of nog 'n celebrity wat geval het, of nog iemand, selfs dalk in jou familie sien jy dit, iemand wat net absoluut nie in integriteit leef nie. En so ons kom agter, hier is iets wat nie lekker sit nie. Iets wat die woord van God sê ons moet hê, maar ons so mee sukkel in hierdie wêreld. En dit is hoekom die titel vandag True Virtue is. Want as jy hierdie ding kan verstaan, gaan jy true virtue hê. Nou, om met te begin, moet ek vra, wat is integriteit? Right. Wat is integriteit? Maar om hierdie antwoord te antwoord, moet ek eers vra, wat is integriteit nie? Nou sê, okay, so wat is integriteit nie? Integriteit is nie perfectionisme nie. Dit is nie dat jy nou ewe skielik alles moet reg doen, want anders dan mis ek heeltemal die bal nie. Nee, want dan, as dit so was, dan sou net Jesus integriteit gehad het. Want Jesus was perfek geweest. So dit is nie wat God vir ons vra nie. Nee, so wat beteken integriteit dan wel? Okay, so ek wil julle 'n bietjie terugvat, hier's 'n bietjie teologie. Die woord integer is 'n Latynse woord wat beteken whole, complete of one. Nou ek wil jy moet gou dink, soos wat klink daai woord? Dink aan die woord integrated. Integrated. So om 'n lewe van integriteit te lewe, beteken jy moet 'n lewe leef wat integrated is, wat whole is, wat one is. Nie gecompartmentaliseer nie. Dis die langste woord in die dictionary. Gecompartmentaliseer. Nou wat bedoel ek met dit? Okay, so partykeer het ons werkslewe, ons sien dit, ons het ons werkslewe, dan gaan ons huis toe, dan het ons familielewe, en dan het ons sosiale lewe, en dan het ons daar aan die ander kant het ons privaat lewe, want niemand mag van dit weet nie, en dan, wat se lewe het ons nog daar, wat het ons gemis? Geestelike lewe, dat ek daarin vergeet, dis funny. So, wat gebeur is, ons het al hierdie kompartemente gecompartmentaliseer, en dis asof as ons hier by die werk is, ons glad nie met daai regtig gel nie, want ons wil nie enigiemand offend met ons geestelike lewe nie, maar as ons dan nou by ons sosiale lewe is dit weer heeltemal anders as wat ons by die werklewe is, en as ons dan nou by die familie is, dan is dit heeltemal anders as die privaat lewe, ons wil nie meer daarvan weet nie, en as ons by die geestelike lewe is, dan is ons soos high and mighty, en dan dit gaan wonderlik, en God is so goed, nee?
En dan kom ons weer terug by die sosiale lewe en ons is hey, bla 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 bla, FFF, nee? Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Wat ons eintlik wil hê, is al hierdie kompartementjies wat ons nou het in ons lewe, moet 'n whole, complete, one integrated lewe wees met Jesus wat gesentreerd is in die middel van hulle almal. Maak dit sin? So 'n lewe van integriteit beteken dat jy 'n lewe leef waar al hierdie werkslewe, sosiale lewe, privaat lewe, geestelike lewe, alles is die middelpunt, om die middelpunt van Jesus, wat ons lei, wat ons leidsman is, vir sy glorie, om sy krag en sy karakter gebou. So, in kort, wat is integriteit? Dit is wanneer jou gedrag in lyn is met jou oortuigings. Wie van ons hierso is gelowiges? Okay, cool, sharp. So, ons almal se oortuiging moet wees om 'n lewe van integriteit te lewe. Okay, so, dit wat aan die buitekant is, wat ons doen, moet ooreenstem met wat in die binnekant is. So hier is dit baie maklik nou vir jou gestel. Integriteit is wie jy is wanneer niemand sien nie. Dit is die maklikste een. Wie jy is wanneer niemand kyk nie. Wanneer niemand sien of jy reg of verkeerd doen nie. Leef jy integriteit daaruit. En dis anders as reputasie. Reputasie is een ding, dis wat ander mense van jou dink. Maar integriteit is wie jy werklik is. So, nou die vraag is, as ons dan nie 'n lewe van integriteit leef nie, en ons sien dat, hier is bietjie gekompartementaliseer uit, dink nie daar is 'n woord nie, as ons sien daar is 'n skeiding tussen hierdie kompartemente, dan moet ons besef dat daar iets fout is. Dan leef ons actually die teenoorgestelde van integriteit. En wat is die teenoorgestelde van integriteit? Hypocrisy. Dis net 'n groot Engelse woord vir skynheiligheid. Ons leef in skynheiligheid. En dis die grootste kritiek wat ons as Christene kry. Dis 'n klomp skynheiliges. Want ons doen een ding in die kerk en ons doen 'n ander ding in die wêreld of in ons sosiale lewe of in ons privaat lewe. So ons wil nie dit doen nie. Waar kom die woord vandaan? Hypocrisy. Hypocrisy kom van die Griekse woord hypokrities. Okay, so as jy ooit een van daai dramas gekyk het, daai ou tydse dramas, dan het hulle hierdie masker aangehad. En dan maak hulle nou asof hulle iemand anders is in hierdie dramas, né? Nou as ons sien die foto's mooi. So wat dit is hierdie maskers is hypokrities, okay? En dit is, jy sit iets voor, wat jy nie eintlik agter daai masker is nie. En hoeveel van ons doen dit nie? Nou, die bekende teoloog, meneer Google, het gesê, the Greek word hypokrites translates to stage actor or pretender. It refers to someone who pretends to be something they are not, especially someone who outwardly displays virtues or beliefs that they don't actually live by. So, wat gee ons dalk voor? Hier, maar ons leef dit nie eintlik oral uit nie. Ek wil hê jy moet regtig mooi dink daaroor. Hypocrites is 'n woord wat Jesus gebruik het. Jesus was meer ernstig en oor hypocrites as wat hy selfs was teenoor mense op die straat, prostituie.
Hy het hulle gewelkom met oop arms, maar die hypocrites het hy gesê, you hypocrites. Hoekom doen julle dit? Hy was regtig ernstig hieroor. Ons lees dit in Matteus 23. Hy sê, ellende wag vir julle skyn heilige skrifkenners en fariseërs, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel blink skoon, maar aan die binnekant is julle vuil van grypsig en selfsug. So in ander woorde, hulle act een manier, maar hulle is eintlik in die binnekant vol greed en selfishness en pride. Dan sê hy gaan verder en sê, blinde fariseërs, was die beker eers aan die binnekant en die buitekant sal van self skoon word. Is nie net wat jy aan die buitekant wys wat belangrik is nie. Dis wat hier binne aangaan. From the heart flows everything. So ons wil 'n geïntegreerde lewe hê waar alles sentreer om die leiding van Jesus Christus. Everything. So, hier's 'n kort illustrasie gou vir julle om hierdie bietjie beter te verstaan. Daar was 'n bouer. En hierdie bouer het vir 40 jaar lank gewerk by 'n sekere maatskappy. En hy het die mooiste huise gebou, soos in top quality. En hy sê toe, na 40 jaar is ek nogals moeg en ek wil nou aftree. En hy sê toe vir die eienaar van hierdie plek, hoorie, ek gaan oor 2 jaar aftree, is julle reg daarmee? Eienaar sê, yes, is reg, ons 2 jaar. Nou gaan 'n jaar verby, okay, ek gaan oor 1 jaar gaan ek aftree. Okay, oor 6 maande gaan ek aftree, 3 maande, oor 1 maand gaan ek aftree, en hy is so excited, hy sê, ek gaan nou 'n grandpa raak, en ek gaan nou net gaan chill, en lekker op die strand gaan lê, en toe kom die eienaar, en hy sê vir die bouer, maar ek wil graag hê, jy moet nog 1 huis bou vir my. En hierdie ou is so half elendig, en hy sê, nee, ek het so uitgesien na hierdie, hoe kan jy my vra eintlik, om nog 'n huis te bou vir jou? En hy is effens kwaad, maar die eienaar sê, maar oorie, jy is die beste. Jy is die beste, jy doen alles so goed, asseblief net nog 1 huis. En die ou bouer sê, okay, is reg, ek sal dit doen, is reg, okay. Maar die bouer se hart is nie in dit nie, en hy bou met fondasie wat afgewater is. Hy sement met water in. Hy vat rafters wat skeef is. En sy hart is nie in dit nie. Hy kry subkontrakteurs wat net nie integriteit het nie. En op die einde van die dag is die binnekant van hierdie huis terrible. Daar's geen struktuur daaraan nie, maar die buitekant lyk darm sharp. So, hy was toe baie bly toe die huis nou klaar is, en hy sê vir die eienaar van die besigheid, hoorie hierso, is klaar nou, dankie tog, ek gaan nou aftree. En die eienaar sê vir hom, hoor hierso, vir jou 40 jaar se commitment en great werk, wil ek vir jou hierdie sleutels van hierdie huis gee. Mense, hy kom agter, hy het nou net sy eie huis gebou. En so ook doen ons. Ons bou ons eie huis. Alles wat ons doen, is ons besig om te bou. Of jy nou kies om regverdig te wees, of jy kies om nie regverdig te wees in 'n situasie nie, jy is besig om te bou. Of jy kies om vrygewig te wees, of jy kies om selfsugtig te wees, jy is besig om te bou. Of jy kies om te jok oor 'n situasie, en of jy besluit om die waarheid te vertel, jy is besig om jou eie huis te bou. Gaan jy opbou, of gaan jy mense afkraak? Jy is besig om jou eie huis te bou. En ek wil vir 'n oomblik net gou met die ouers praat hierso. Die vinnigste manier vir jou om 'n kind in rebellie in te bring, is om een ding te sê en 'n ander te doen. Die vinnigste manier, wanneer jy sê, my kind, moenie jok nie,
Maar jy gaan uit en as iemand vir jou vra, meneer, het jy 'n drink gehad vanaand terwyl jy bestuur? Nee, ek nie. Jou kind sit langs jou, hy ruik jou, meneer. Nee, wat ook al dit is, daar's soveel opsies om uit te kies. Doen die regte ding, want jy is besig om jou eie huis te bou. So, my vraag is, wat is jou integriteit werd? Want ek dink ons almal het eintlik maar 'n prys. Die prys kan afwissel. Dalk is die prys wat jy bereid is om jou integriteit voor te verkoop, 'n lientjie op 'n CV. Jy sê, ek kan heavy machinery bestuur, maar eintlik kan jy regtig nie. So die prys wat jy dan eintlik jou integriteit voor verkoop, is 'n bladsy, is 'n CV. Of jy kan sê, dit is die prys van hoeveel jy daai jaar gaan kry, 120.000 byvoorbeeld. Jou prys is R120.000 om integriteit te verkoop. Dalk is dit bietjie minder. Dalk is dit iets soos, jy jok dalk op 'n uitgawe verslag by die werk, of dalk vat jy net iets by die werk. Dalk is dit net 'n pen, of 'n papier. Daai pen is die prys wat jy sal sell out. Dalk is dit iets soos, nou gaan ek dink ek gaan nou op tone trap dalk, maar dalk is dit iets soos R500 per maand, want jy steel jou bure se wifi. I don't know. Dalk is dit iets soos R120 per maand, want jy kyk movies op pirate websites. Raak dit stil. Julle klein goedjies. Wat is jou integriteit werd? Vir wat sal jy uitverkoop? Dalk is dit dat jy, dalk is dit R20, dalk is jou prys R20. Jy sê vir jou kind, Sunny, jy is vandag 12, al weet ek jy groei al baard, jy is vandag 12 sodat jy van die kiddies menu kan eet. Okay, alright. Jy is 12. Is dit jou integriteit, is dit wat jou integriteit werd is? Nou, lang terug, seker so 20 jaar terug nou al, was ek in graad 3. En my integriteit was ook 'n pen werd. Okay, kan ek julle gou die storie vertel? Ek was in graad 3, ek onthou dit, want ek onthou die memory van 'n dubbelverdieping, en ek was net in graad 3 in 'n dubbelverdieping gebou. En in graad 3 het ek die mooiste pennesakkie gekry. Dit was hierdie ronde pennesakkie met 'n zippie, en daar was sulke ronde geel, oranje en pink patrone op gewees, en ek was so excited oor hierdie sakkie, want al die vorige jare het ek hierdie dal blik pennesakkies gehad. En teen die 3de kwartaal was al daai klips al gebreek, en dan moes ek 'n rekkie vat en dit omdraai, en it was terrible. So ek was baie excited oor my nuwe pennesakkie. En ek sien toe in die klas dat daar is 'n maatjie wat naby my sit wat 'n matching pen het van hierdie pennesakkie. En ek dink toe, as 'n 8-jarige Brigitte, wat gaan hierdie pennesakkie beter maak? 'n matching pen. Okay, so ek besluit toe, ek gaan swiekies, stilletjies, daai pen van my maatjie afvat. En om in my pennesakkie sit, saam met my ander penne. En dit was nie baie lank nie, maar toe begin die maatjie nou die pen soek. En sy sê, waar's my pen? En toe ewe skielik, sien sy val haar oog op my pennesakkie. En sy sien haar pen in my pennesakkie. En nou sê ek soos, okay, I've got to double down nou, want nou word ek hier op die hot seat gesit van, maar is dit my pen? Nee, dis nie jou pen nie, dis my pen. Nee, dis nie jou pen nie, dis my pen. Nee, dis maar waar's my pen? Verstaan? En nou kom ons by die juffrou en sy sê, dis my pen. Ek sê, nee, dis my pen. Kyk, ek het die matching pennesakkie.
dit was in my 8-jarige brein wat aangegaan het. En ons gaan toe oor en weer en dit is 'n hele ding. En ek besef toe, ek gaan nie die argument wen nie. Ek gaan dit doen wat enige 8-jarige breintjie gaan doen, wat absoluut self eie wys is. En ek vat toe die pen en ek gaan staan buite. En ek sê vir my maatjie, as jy dan my pen wil hê, gaan kry hom. En daar vlieg die pen op die grond neer. Nietemin, ja, ek's jammer. Ek weet nie hoe ek hier voor staan en preek nie, net die Here weet. Nietemin, ek het 'n maatjie verloor daai dag. Sy het nooit weer met my gepraat nie. En ek het my integriteit verkoop vir die prys van 'n pen. So, dit klink dalk baie klein nou vir jou, en ek dink almal kan nou dink aan 'n storie van waar jy ietsie gevat het of something. En met die boodskap wil ek vir jou sê, dis nie altyd die groot goed. Dis nie altyd die groot goed waarop jy compromise nie. Dis baie keer die baie klein goedjies. But it's the little foxes that spoil the vine. Hierdie moet jy verstaan. Nou, as jy dink aan groot goeders, ek dink ons almal wil dalk nice goeders hê. Maar iets wat jy moet verstaan is dat as jy dit oneerlik gaan kry, gaan daar nie blessing op wees nie. En jy gaan nooit, ooit prosper as jy nie integriteit het nie. Ek wil dit net gou weer sê. Jy gaan nooit prosper as jy nie integriteit het nie. En ek gaan nou vir julle 'n klomp verses lees. Hierdie kom alles uit Proverbs uit. Dis in Engels, jammer julle, maar dit sê dit net so mooi. Hoor gou hierso. Proverbs 28. Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. You will find mercy as jy repent en wegdraai. So wat moet ons doen? Wat moet ons doen as dit voel, okay, maar as ek nie hierdie besluit maak wat oneerlik is nie, dan gaan ek eintlik myself half armer maak, want as ek dit gevat het, sou dit my gain gegee het, né? Wat doen jy as jy voel dit maak jou armer om in integriteit te leef? Wel, hier sê dit vir ons, Proverbs 19. Better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. Hy noem ons fools as ons nie in integriteit leef nie. Dit is meer waardevol vir ons om in integriteit te leef, as wat het is vir ons om tydelike, oneerlike gain te kry op 'n manier wat jy nie moet nie. Hoekom? Want Proverbs 21 sê, the getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor and a snare of death. Dis ernstige woorde hierdie. Jy stel 'n stryk van die dood waar jy gaan sonder integriteit. Hier's nog een. Proverbs 13. The righteous hate what is false, but the wicked make themselves a stench and bring shame on themselves. Is jy 'n slegte reuk vir mense omdat jy oneerlik is? Of dalk omdat jy mense afkraak, omdat jy nie jou woord hou nie? Daar's soveel stories wat ek kan vertel. Een is, wie het al ooit The Amazing Race gekyk? Ja? So cool, ek love it. So, in die begin van die Amazing Race is daar hierdie een groepie mense, hierdie een spannetjie, en die spannetjie sê vir die ander spannetjie, dat daai pad wat hulle moet afry, is eintlik toe. Maar hy is nie. So, hulle moet nou al die pad teruggaan en 'n ander pad omvat. So, hulle het gejok, sodat daai spannetjie nog langer moet vat om uit te kom by die einde, sodat hulle kan voorkom. Die volgende episode, nou ry hulle Boondoe Bash hulle deur Afrika, en hierdie einste spannetjie wat gejok het, sit vas. En hulle spin, en hulle spin, en hulle spin.
En kort verlang kom al een span verby. Hulle kyk hulle so en hulle ry aan. En dan kom nog 'n span verby en hulle kyk hulle so en ry aan. En so elke liewe span kyk hulle net so. Hulle sien nie die persoon wat nie met integriteit die game gespeel het nie. En hulle ry net aan. Because it's a stench whenever you go without integrity. So, die punt wat ek wil maak hier is, en iets wat ek regtig besef het, toe ek hierdie preek voorberei het, is dat, ek dink alles kom terug tot by vertroue. Volg my gou hier. Alles kom terug tot by vertroue. Vertrou jy, Abba Vader, genoeg met jou kompartemente, dat jy hom sal volg as hy sê, nee, moenie daardie verkeerde ding doen nie. Vertrou jy hom genoeg met jou finansies byvoorbeeld, dat jy nie jou taxes gaan evade nie. Of vertrou jy in jouself en jy dink jy moet plannetjies maak. Ek gaan hierso save. Ja, as ek hierdie ding nou vat, wat nie eintlik myne is nie, gaan ek darm deur die maand kom. Dis baie keer ons verskoning. Vertrou jy op Abba Vader vir alles wat jy nodig het? Daar's 'n beautiful vers, ek dink ek het hom opgesit nie, maar dit sê, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. He will make it straight. En God is 'n rewarder van die wat in integriteit lewe. Hy sê, 1 Samuel, the Lord rewards each man for his integrity. Kan ons gou hierdie vat dit vir jouself gehou. The Lord rewards each man for his integrity. En wat is hierdie belonings? You have upheld me because of my integrity and set me in your presence forever. Sy beloftes aan Dawid hier is, dat hy hom gaan uphold. As jy voel die grond hier onder jou rok so 'n bietjie wankelrig, he will uphold you as jy die regte besluite maak. As jy voel jy is ver van God af, jy kan nie sy stem hoor nie, hy sal jou in sy presence intrek, wanneer jy die regte besluite begin maak. Dis die woord. Nog 'n belofte is sekuriteit. Ek wil vinnig deur hierdie gaan. Wie in opregtheid wandel veilig, maar hy wat sy weë verdraai, sal uitgevind word. Wie van julle het al ooit daai gevoel gehad, as jy iets verkeerd gedoen het? Ek hoop iemand vind uit nie, so swaar uit asem gevoel, soos, as iemand nou uitgevind, gaan ek in die sop wees. Nou, wie van julle het al ooit iets reg gedoen, en dan gedink, ek hoop julle vind uit nie. Of ek het iets eerbaar vandag vir God gedoen, maar ek kan nie nou slaap nie, want dit draai net in my kop, dit is verskriklik. Niemand nie. Jy sal in sekuriteit loop, wanneer jy in integriteit loop. En is klein toetsies. Ek wil vir jou dit sê, al die klein goedjies, toetsies. Is jy eerbaar hier? Klein toetsies, is jy eerbaar hier? Want as jy met die klein goedjies kan eerbaar wees, gaan jy vertrou met die groot goed. So, jy kan vir ons musiek aan sit, ons gaan nou afeindig. Almal ken Dawid se lewe, né? Dawid het so 'n bietjie foute gemaak. Maar hy sê dat, because of my integrity, you have upheld me. Wat is sy integriteit gewees? Nie die fout wat hy gemaak het nie, maar die feit dat hy sy foute kon face,
en die wegkruip daarvan nie, maar na God toe draai en sê, Here, gebroke, ek is so jammer oor hierdie dinge wat ek gedoen het, wat nie eerbaar was nie. Openlike belydenis. En daar's een beautiful belofte wat ons kan vashou is, He is a shield. He is a shield to those who walk in integrity, and He guards the path of the just and protects those who are faithful to Him. Hy beloof dit aan jou, aan elkeen van ons hierso. He wants to guard you. He wants to protect you. He wants to shield you from everything. Hy wil jou paai reguit maak vir jou. En al wat hy soek is, hey, maak die regte besluite. Come on. So as jy vandag besef het, I'm not hitting this mark. Ek het 'n klompie goeders wat ek weet, ek het vervals of gejok of as jy voel dis jy vandag, wil ek graag hê, as by die ligte afsit, wil ek graag hê dat jy moet staan, almal se oë kan uit toe wees, almal se oë toe, en as jy voel, Here, ek so jammer, ek weet dat ek gejok het op die watermeter. Ek weet dat ek vir daai vriend gesê het, ek is eintlik besig, wanneer ek eintlik nie besig was nie. Here, ek so jammer as ek gejok het by die werk om af te kry, siekdag af te kry, want eintlik wou ek net Netflix. Wat ook al dit is, wil jy nie net almal se oë toe, wil jy nie net vandag 'n keuse maak? 'n Keuse maak, vandag is net 'n keuse. Net opstaan. Ons gaan nou saam met jou bid en dan vir enige iemand wat voel, ek weet nie of daar enige iets is wat ek gedoen het nie, want jy leef al so lank in hierdie goeders, dat jy nie eens weet, dat dit nie 'n lewe van integriteit is nie. Wil ek hê, jy moet net gou saam met my hierdie gebed doen. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sonde neigings by my is, en lei my op die ewige pad. 'n Goeie vraag om jouself af te vra is, wat wil ek nie hê enigiemand moet weet nie? Is daar enige iets wat as hulle sou uitvind dat jy in die moeilikheid sou kom? Of dit jou vrou is, of dit jou man is, of dit jou kinders is, of dit die polisie is, of dit SARS is. As dit jy is, wil ek graag hê, as iets nou opkom, om ook op te staan. Ek weet, die Here het met my hart gepraat hierdie week. Ek weet, ek staan saam op. As dit jy is, wil ek hê jy met hierdie gebed saam met my nou bid. Here, ek repent. Here, ek draai terug van elke leuen, vir elke oneerlike woord, vir elke vervalsing, vir elke afkraak komment. Ek is so jammer. Here, ek kies vandag om U te volg, om U die middelpunt te maak van al my kompartemente, om U te volg met my hele lewe. Here, en ek kies vandag
'n lewe van integriteit te begin lewe. Ek kies vandag om U te vertrou in al die plekke waar ek gedink het dat ek vir myself moet sorg. Here, vergewe my en maak my vry van hierdie gewoonte keuses. Heilige Gees, sal U vir my kom lei en wys elke keer as ek op 'n kruispunt staan, wanneer ek moet kies tussen reg en verkeerd. Gee my krag en wysheid om die regte keuses te maak. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil jy almal moet net gou opstaan en ek wil net hê almal moet hulle hande oopmaak. Na vanaand voel ek ons elkeen het hierdie blessing nodig. En ek bid dit van God, dat hierdie blessing in jou lewe sal sigbaar wees. May the God of peace make you holy through and through. May you be kept in soul, mind, and body in spotless integrity until the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is utterly faithful, and He will finish what He has set out to do. Here, dankie vir hierdie woord van integriteit wat in elkeen van ons harte geval het vanaand. Ons kies U. Ons kies U vanaand, ons kies U môreoggend, ons kies U in elke situasie. In Jesus Christus se naam. Amen. 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 Julle is so welkom.